Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die dankoffers. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 7. Ons moet nie net getrou ons tiendes aan God gee wat hy as sy eie opeis nie, maar ons moet ook 'n bydrae tot sy skatkis bring as 'n dankoffer. Laat ons met vreugdevolle harte die eerste vrugte van al sy gawes aan ons Skepper bring, ons beste besittings, ons beste en heiligste diens. Die Here vereis dat gawes op vasgestelde tye gemaak word, so gereël dat gee 'n gewoonte sal word en welwillendheid as 'n Christelike plig ervaar word. Die hart, wat deur een gawe oopgemaak word, moet nie tyd hê om selfsug koud te word en toe te maak voordat die volgende geskenk word nie. Die stroom moet voortdurend vloei en sodoende die kanaal oophou deur dade van welwillendheid. Die bydraes wat van die Hebreërs vir godsdienstige en liefdadigheidsdoeleindes vereis is, het in volle 1/4 van hul inkomste beloop. So 'n swaar belasting op die hulpbronne van die mense sou verwag word om hulle tot armoede te verdryf, maar inteendeel, die getroue nakoming van hierdie regulasies was een van die voorwaardes vir hul voorspoed. Dit is nie die grootheid van die geskenk wat die offer vir God aanvaarbaar maak nie. Dit is die doel van die hart, die gees van dankbaarheid en liefde wat dit uitdruk. Laat die armes nie voel dat hul geskenke so klein is, dat dit nie aandag werd is nie. Die klein bedrae wat deur dade van opoffering gespaar word, sal meer doen vir die opbou van die saak van God as groter geskenke wat nie selfverloning vereis het nie. Daar is niks te kosbaar vir ons om aan Jesus te gee nie. As ons die talente van middele wat hy aan ons bewaring toevertrou het, aan hom teruggee, sal hy meer in ons hande gee. Elke poging wat ons vir Christus aanwend, sal deur hom beloon word, en elke plig wat ons in sy naam verrig, sal ons eie geluk bevorder.